Die tema hoop ek het bietjie vreemd op die oor gekom, iets anders, om te praat van op soek na die skoenlappers van ons geloof op 'n landskap van krete. Die eerste gedeelte gaan waarskynlik eers vir u vanoggend duidelik word. Hoekom opsoek? Waarna soek ons? As ons soek na iets, dan moet iets tog weg wees. Is daar iets weg waarna ons moet soek? Wat beteken skoenlappers? Dis nou nie aldag dat ons binne die ruimte van die kerk hoor dat ons na skoenlappers moet gaan soek nie. Die een ding wat wel op mense se oor nogal heel vinnig val, is die landskap van Krete. Dit gaan oor die vraag, as gelowige mense kry ons seer. As gelowige mense kom daar tye in ons lewe wat ons uiteindelik waar ook al en op watter manier sê, maar die lewe het op een of ander wyse onder my vel ingekom. Somtyds traumaties so onverwags, dat dit ook uiteindelik aan my lewe en my verhouding met God 'n groot verskil maak. Maar aan die ander kant is ons gelowige mense wat sê die Gees van God is die trooster. Ons bely in ons verhouding met die Here dat die Here trane afdroog. Dan word dit die vraag, soos mooi in die boek Klaagliedere uiteindelik beskryf, as ons verwonding dan so groot is soos die see, wie kan ons genees? Wat beteken dit konkreet vir my as gelowige om te sê die Here het ook in my lewe trane afgedroog, hier en nou? Wat beteken dit? As ek in alle afhanklikheid voor die Here sê dat hierdie trane nog nie afgedroog is nie, dat ek as gelowige nog sukkel, dan is dit die reis wat ek saam met julle wil aanpak in hierdie Pinkster. Dat ons vanoggend uiteindelik begin het met die vraag, hoe gaan ek op soek? Want om op soek te gaan veronderstel hulle 'n bepaalde ingesteldheid, veronderstel hulle 'n bepaalde wyse van soek. Ek kan nie sommer net met hierdie diep lewensvraag begin nie. Ek gaan met 'n bepaalde styl begin. Vanoggend gaan net oor die styl. Vanaand gaan ons uiteindelik inhoud gee aan wat is hierdie skoenlappers? Die skoenlappers wat uiteindelik genoem word. En dan gaan ons na 3 voorbeelde kyk, na vir persone wat uiteindelik op een of ander wyse hulle bevind het, Bybelse figure op hierdie landskap van Krete. Josef, Naomi, Nehemia. Persone wat uiteindelik met 'n kreet voor God gestaan het. En om donderdag aand dit alles op 'n wyse saam te probeer vat, om te sê, wat beteken dit om getroos te lewe as 'n kind van God? Want om getroos te lewe, het hierdie woord wat uit die Duits uitkom, troos, dis 'n Duitse woord, wat so mooi in Afrikaans vertaal word, het die betekenis om vorentoe te beur, om oorent gehelp te word. Wat beteken dit? As ons as gelowiges bely dat God in die Here Jesus Christus is die een wat ons enigste troos in lewe en sterwe is, dan beteken dit dat ons as gelowiges vorentoe kan beur, oorent gehelp te word. Dis die reis wat ek saam met julle in Alberton Wes wil aanpak en waarna ek julle wil uitnooi. Kom ons bid saam. Here, hoe wonderlik is dit om U te bely as die een wat ons heilige God is. Die een aan wie ons lewens toevertrou.
Die een wie ons in hierdie woorde kon sê is vir ons groot en magtig, en tog is U wat die heilige God is en in die hoogste hemel woon, die een wie ons ook kan bely, elkeen van ons se hande kom vat. Dis ook ons diepste verlange in hierdie oggend. Sommige van ons se hande is diep in U hand ingevou en kan in vreugde bely dat ons naby aan U lewe. Vir sommige van ons is dit 'n verlange, Here. Ek vind nie U hand elke dag nie. Here, en U weet ook dat sommige van ons, al is ons diepgelowige mense, sukkel om enigsins U hand te sien. Dankie dat U elkeen van ons verwelkom in U teenwoordigheid. Dat elkeen van ons, ongeag waar ons op hierdie oomblik op ons geloofsreis bevind, dat U ons, soos ons in die fotum gevra het, sal omsluit. Omsluit ons dan as ons op hierdie reis begin. Omsluit hulle wat in hierdie gemeente siek is en waarvoor ons voorbidding vra. Vir die groot fees van hierdie gemeente wat voor die deur is. En gee dat al die praktiese probleme of dinge daar rondom hanteer kan word. Dankie dat ons hierdie gemeente aan U mag opdra met elkeen van die bedrywighede. Seën dit. Ons vra dit in U naam. Amen. Die koor gaan nou vir ons voortgaan met 'n lied wat hulle gaan sing.
Baie dankie aan die koor vir die bydrae. Volgende is deel 1. Ons gaan op soek na lewenswysheid. Vanaand word dan uiteindelik hierdie beeld van die skoenlappers aan inhoud gegee. Maar nou eers die styl waarop ons kan gaan soek. Die skriflesing gaan wees vanuit Spreuke 30 vanaf vers 24. En ek wil hê dat jy dan in gedagte hou, ons gaan nog nie soek nie, maar ons gaan net kyk na hoe kan ons gaan soek? Op watter wyse kan ons gaan soek na antwoorde as dit gaan oor seer kry in hierdie lewe? Jy ken waarskynlik die boek Spreuke baie goed, is so 'n versameling gedagtes en uiteindelik wyse sê goed om sin te maak van die lewe, en dit was bedoel om mense te onderrig om met die lewe klaar te kan kom. Spreuke 30 vanaf vers 24. Daar is 4 goed in die wêreld wat klein is, maar buitengewone wysheid het. Die skoenlapper gaan nou nog nie hier ter sprake kom nie, ek gaan eers met ander diertjies werk. Mure is nie sterk nie en tog sit hulle in die somer vir hulle kos weg. Dassies het nie veel krag nie en tog maak hulle tuis teen die kranse. Sprinkane het nie 'n koning nie en tog trek die hele swerm informasie. 'n Geitjie kan jy met die hand vang en tog kry jy hom in die koninklike paleise. En tog kry jy hom in koninklike paleise. Ek lees tot sover uit die woord van die Here. Hierdie boek Spreuke sê gemeente, mense is of dwaas of wys. En die vraag is of jy wys of dwaas met die lewe omgaan. Maar moet jouself nie sommer dadelik mislei en dink, okay, ek is dwaas of okay, ek is wys nie. Ons is almal maar bietjie van 'n mengsel. 'n Inkonsekwente mengsel. Met sommige goed gaan ek goed en slim met die lewe om, wys met die lewe om, en ander goed is ek maar dommerig. Ek gaan nou nie daarop uitbrei nie, want voorbeelde kan nogal sensitief wees en ek wil jou nie reg van die begin af negatief stem nie. Ek wil jou eers verwelkom saam met dit, om ook vir 'n oomblik hierdie reis in jouself in te neem, want voordat jy by 'n vraag soos hartseer kom, voordat jy by 'n vraag soos lyding kom, moet jy ook ietsie van jouself verstaan. Moet jy uiteindelik insig in jouself hê of jy wys of dwaas is. In die boek Spreuke gaan dit nie daaroor of jy slim of dom is nie. Dit gaan of jy wys of dwaas is. Ons kan met baie goed slim wees in die lewe. Dalk ken jy ook sulke mense. Hulle is so oulik met die rekenaar, jy vra altyd vir hulle. Hulle is so oulik met somme. Jy kan vir hulle vra om somme te doen of jou boeke te doen of met wat ook al. Jy ken slim mense. Hulle ken sommer al die hoofstede van die wêreld ook. Hulle is so slim. Maar weet jy, as dit gaan oor die lewe, is hulle dom. Hulle doen dom goed. En dan ken ek self ook regtig mense wat nie die hoofstede van die wêreld ken nie. Hulle is nie goed met die rekenaar nie. Facebook is 'n gemors as hulle klaas daarmee op die rekenaar. En WhatsApp kan hulle nog steeds nie werk nie, ten spyte van hierdie 3 uur les saam met hulle. Maar hulle is slim met die lewe. Hulle het net so 'n aanvoeling van hoe tree ek op, hoe doen ek iets, so daar moet asseblief nie dink, dit gaan oor slim of dom nie. Moet ook nie dink, ek is net die een altyd en nooit kan daar 'n verandering plaasvind nie. Dit kan. Ek kan van wys dwaas word en van dwaas kan ek ook wys wees.
Maar ons wil uiteindelik ons op hierdie pad bevind, waarin ek vir jou wil sê, dit gaan nie oor IK nie, dis 'n ou ding, kom nog van die Amerikaners af. Hulle het dit gebruik vir hulle soldate, en hulle wou slim soldate gehad het, hulle wou hulle getoets het, toe het hulle met IK's gewerk. Hulle het so 'n goeie stelsel ontwikkel, ons het dit ook in Suid-Afrika gehad, in ons skole gesit, en jy het kinders se IK's getoets. En jy was dan wragtig baie chaff met jouself, as jy gehoor het, jy's 120 plus. Maar jy het gewonder wat het verkeerd gegaan met die genade van die Here, as jy net 80 gekry het. Maar jy het geweet, jy's beter as dit. Dit gaan nie oor IK nie. IK's en die lewe klop nie sonder meer nie. En toe die slim geleerdes gekom en gesê, dit gaan nie oor IK nie, dit gaan oor jou EK, jou emosionele koëffisiënt. Hierdie package, wie jy is, hierdie pakkie, want jy's 'n pakkie. Jy's eintlik 'n pakkie van 'n klomp selwe, indrukwekkende goed, wat oor mens wees, in Engels het hulle hierdie mooi woord, personhood, persoon wees, wat hulle gebruik. Dit gaan oor jou relasies, die kwaliteit van jou relasies. Ja, dis al baie nader aan wat die boek Spreuke wil weet. Nie IK nie, maar 'n EK. Maar nou het hulle verder gegaan. In die afgelope min of meer 10 jaar word daar 'n woord ook gebruik, nou praat hulle van 'n kontekstuele koëffisiënt. Nie meer 'n IK nie, nie meer 'n EK nie, natuurlik is dit belangrik, jy moet daarom somme kan doen. Jy's hopeloos as jy nie somme basies kan doen nie. EK is belangrik, dit gaan oor hierdie emosionele ingesteldheid en relasies met die werklikheid. Want dit bepaal jou hele lewe. Die Spreuke skrywer sê op 'n ander plek, wees veral versigtig wat in jou hart aangaan, dit bepaal jou hele lewe. Die Spreuke skrywer is reg. Emosies bepaal ons hele lewe. Ons is so aan mekaar geweef. Maar 'n kontekstuele koëffisiënt is om te sê, dit gaan nie net oor hoe ek met die somme kan doen nie, dit gaan nie net oor my emosies nie, dit gaan oor al my relasies waarin ek staan, wat inspeel wanneer ek dink oor die lewe. Dit gaan oor 'n kontekstuele koëffisiënt. Daar, konkreet waar ek lewe, speel al my relasies in. Dis hoekom mense in Suid-Afrika so bietjie anders is as die mense in Zambië, en so bietjie anders is as die mense in Duitsland, en so bietjie anders is as die mense in Amerika. Soos jy hier sit, is jy nie 'n Amerikaner nie. Jy kan voorgee of jy een is, maar jy is nie een nie. Jy kan dink dat jy stories kyk soos Modern Family en amper soos hulle is, maar jy is nie 'n Amerikaner nie. Daar waar jy is, konkreet in die lewe, met al jou relasies, of dit jou velkleur is, of dit jou sosio-ekonomiese groep is, of jy ryk of jy arm is, al hierdie goed, maak deel uit van die manier wat jy dink oor die lewe. En ek wil nou nie op Moedersdag iets bederf, deur te sê, en so is dit ook, want het is so maklik om 'n stereotype hiervan te maak. Mans dink anders oor die lewe as vrouens. En vrouens is wys en mans is dwaas. Dit wil ek nie sê nie, so ek trek dit terug. Want dit is nie so nie. Maar wat wel so is dat ons anders dink. En dit noem hulle 'n kontekstuele koëffisiënt. En dit neem jy ag as jy uiteindelik oor die lewe wil dink. En daarom wil ek nou aan die hand van hierdie kontekstuele koëffisiënt bietjie verder gaan en vra, maar wat is dan die lewenswyse van die dwaas? Hoe kan ek dit op een of ander wyse sommer net so saamvat en probeer om jou net 'n gevoel te gee? Dit is altyd meer moeilik, nog meer complicated as dit, maar ek wil jou net 'n gevoel gee dat jy min of meer kan sê, is ek somtyds so of is ek somtyds nie so nie? Wie is die dwaase mens? Ek het 'n woord gaan munt vir dwaase mense. Ek noem hulle kort pad kiesende breekers. Hulle soek altyd kort paaie. En weet julle,
Hulle is so hastig om hierdie kort paaie te soek in die lewe, en ek gaan nou probeer om 1 of 2 voorbeelde te gee, dat hulle neem nie ander mense se gevoelens in ag nie. Hulle dink nie daaroor dat ander mense ook anders kan dink oor die lewe nie. Daar's net een standpunt, en dit is my standpunt. Sommige van hulle kan dit ook nog so mooi sê, dat jy eintlik lus is om handgemeen met hulle te raak, maar dan hou jy jou emosionele koëffisiënt in, want hierdie persoon is so selfversekerd. Kortpad kiesende breekers glo in die eerste plek net in hulle self. Kom ek sê dit met beeldspraak, hulle meen ook dat die waarheid van die lewe, die waarheid in terme van insig oor alles in hierdie lewe, die politieke situasie, hulle weet alles, die ekonomiese situasie, hulle die oplossings, maar die regering maak net droog, hulle weet so alles, dat hulle meen dat die waarheid en insigte wat met die waarheid gepaard gaan, en die nate van hulle hart, val presies ooreen. Nee, die nate van jou hart en die waarheid, die diep, komplekse waarheid van die lewe, val nooit in jou lewe saam nie. Maar kortpad kiesende breekers meen dit so. En as gevolg van al die insig, al die wysheid wat hulle altyd het, moenie dink hulle doen dit styloos nie, sommige van hulle doen dit regtig mooi, dat jy hulle aanvanklik so glo, dat hulle uiteindelik nie ander se standpunte in ag neem nie. Nie soms daaroor dink, ek kan in hierdie opsig verkeerd wees nie. Jy is nie altyd met alles reg nie. Daar kan goed wees wat jy wonderlike insigte wees. Jy kan die beste ekonoom in die besigheid wees. Jy kan uiteindelik die slimste boekhouer wees wat daar is. Maar dalk is jy nie die beste een om hierdie moeilike fase met jou seun te hanteer nie. Kry dalk bietjie raad. Of met jou dogter. Of as jy dalk in 40+ kom en jou huwelik lyk nie meer soos hy op 20+ wees nie, vra maar bietjie raad. Ons weet nie altyd alles nie. Dalk het my vrou 'n punt beet oor 1 of 2 goed wat sy van my sê. Dalk het my man 1 of 2 goed beet van wat hy van my sê. Maar kortpad kiesende breekers wat ek dan nou oor beklemtoon, is mense wat niemand anders se standpunte in ag neem nie. En daarom breek relasies. Daarom breek hulle baie dikwels beloftes. Daarom breek baie van die goed, soms selfs hulle verhouding met die Here, gaan stikkend. Ons het almal 'n stukkie daarvan. Selfs Jesus moes vir sy disippels sê, kan jy nie die balk in jou eie oog sien nie? Dis die element van kortpad kiesende breekers. Maar teenoor hierdie kortpad kiesende breekers is daar die lewenswyse van die dwaas. En weer oorbeklemtoon ek dit om die punt te maak. Die goed is gewoonlik moeiliker in die lewe. Hulle het 'n groter versigtigheid met wat hulle sê. Hulle dink uiteindelik baie dikwels hierdie eenvoudige habit, hierdie gewoonte voordat hulle praat. Hulle vra soms in alle eerlikheid iemand anders se standpunt ook. En dan dink hulle ook nog daaroor, want hulle vra hulle self af, wat sou die implikasies wees van dit wat ons nou uiteindelik sê? Hulle is mense wat uiteindelik vreeslik bedag gesensitief is om beloftes na te kom. Ag, so kan ek uitbrei. Ek wil hê jy moet net 'n aanvoeling hê dat daar verskil is tussen kortpad kiesende breekers en uiteindelik nadenkende opbouers. Want dis die mense wat ek uiteindelik hierdie gawe wat hulle het om hierdie lewe om te gaan, wie ek se voetspore wil volg aan die hand van hierdie Spreuke skrywer, want dit is hulle wat vir ons help in die lewe. Om 'n lewe wat so moeilik geraak het, wat is so moeilik kan ontrafel, om uiteindelik dit ten minste net te erken en daardeur na mekaar uiteindelik te kyk. In die woorde van Hebreërs, wanneer daar gepraat word van 'n koor van geloofsgetuies, wil ek dit vir 'n oomblik misbruik om sê so werk dit ook in die lewe. Ons het 'n koor nodig om oor die lewe te dink. En terselfdertyd om te besef dat ek dalk met sekere goed baie wys is en met ander goed dwaas is. Maar ons kan gehelp word.
Dis wat hierdie boek uiteindelik vir ons wil sê, ons kan gehelp word. Daar's selfs goeie raad, as jy net vir 'n oomblik daaroor wil dink, net as 'n vertrekpunt, 'n bepaalde houding wat ek in die lewe kan inneem met grondreëls, wat op een of ander wyse vir my kan sê, begin net hier. Lao Tse was 'n baie bekende Chinese filosoof en hy het hierdie eenvoudige sêding gehad. Die reis van 1000 myl begin met die eerste tree. Weet julle, in hierdie eenvoudige ou sêdingetjie sit daar ongelooflike waarheid. My kop kan maal oor alles wat gedoen moet word in hierdie omstandighede. Ons kan mekaar almal tot rasernay dryf oor die goed wat ons oordink en wat ons sê, en dan soms as ek net bereid is om die eerste tree te gee, is dit asof goed so bietjie in plek val. Asof ek iets voor my oë kry wat in hierdie maalkolk of maalstroom van my gedagtes of omstandighede vir my net vir 'n oomblik rigting gee. Dit is eintlik baie eenvoudig, hierdie houding met grondreëls wat 'n Amerikaanse skrywer soos volg verwoord het. Hy sê as ons op hierdie reis van 1000 myl wil begin, hy sê dit nie, ek sê dit, maar met hierdie houding van grondreël, dan is die eerste ding wat jy vir jouself saggies kan sê, moenie voortdurend wens dat alles makliker is nie. Wens dat jy sterker sal word. Luister mooi na hierdie grondreël. Moenie voortdurend wens dat alles makliker is nie. En ek gaan nie eers vir jou voorbeelde noem nie, want ek kan my indink in jou eie gemoed, daar waar jy sit, daar waar jy uiteindelik in jou kontekstuele omgewing is daar waarskynlik 10 of 15 goed wat in die Suid-Afrikaanse konteks spontaan by jou opborrel, as jy hierdie ding hoor, dat alles nie makliker is nie. Alles word moeiliker. Dan is die eerste reël, wens dat jy beter, sterker sal word. Moenie wens dat jy minder probleme het nie, gaan nie weer Suid-Afrika herhaal nie. Wens dat jy meer vaardighede sal hê, sterker sal word, meer vaardighede sal hê. En dan die derde een waarby ek wil aansluit, om hierdie twee konkreet saam met jou in hierdie paar dae uit te pak, dat ons uiteindelik nie sal wens dat die lewensuitdagings wat oor ons pad kom, dat ons minder daarvan sal hê nie, dat hulle nie oor my pad sal kom nie, maar dat ons wysheid sal vind. Ek kan nie al die lewensvrae, al die uitdagings van Suid-Afrika as gelowige saam met jou aanspreek nie. Dis 'n reis wat julle saam met julle predikante, saam met Dominee Dion en dis Dominee Jerry, nee, wat julle uiteindelik saam met hulle doen en Dominee Tessa. Want jy moet dit op 'n konstruktiewe wyse aanspreek. Hoe is ek 'n gelowige vandag? Ek gaan een gedeelte daarvan gaan ek op fokus, wysheid en seer kry. Hoe kan ek in my lewe uiteindelik daarmee omgaan? En dan gaan ek nou eenvoudige diertjies as voorbeelde gebruik. Moenie hierdie diertjies onderskat nie. Die Spreuke skrywer is nie dom nie. Die Spreuke skrywer kom op 'n vernuftige wyse en sê, daar is voorbeelde wat ek vir jou kan gee. Ja, dis groot voorbeelde, maar onthou net so bietjie, so ietsie van hulle. Daar's 4 diertjies. Ek gaan hulle is ook nie vreeslik mooi, eers een van hulle nie. Jy sal sien in die prentjies op wat ek vir jou gaan gee. Hulle is nie mooi diertjies nie, maar daar 'n merkwaardige stuk insig by elkeen van hulle lê. Die eerste diertjie is 'n muur, 'n muurtjie. 'n Muurtjie wat uiteindelik hierdie ou praktiese klein dingetjie is. Ek weet, jy kan net jou vinger vat en as dit dalk op jou toonbank, dat die muurtjie dan nou die einde van sy lewe of iets anders gesien, maar hulle sien iets as jy so met hulle maak. Dan sy daarmee heen. Moet nooit 'n muurtjie onderskat nie. As jy uiteindelik gaan kyk, hulle beplan. En dis hoekom ek die muurtjie sommer 'n naam gegee het. Ek noem hom die sonskynbeplanner.
Want terwyl die son skyn, werk hierdie muurtjie en hy sit weg vir die winter en hy sit weg vir wanneer dit donker is. Dit beteken eenvoudig as ek dit vertaal, beplan in jou lewe. Somtyds gaan dit regtig goed met mense en dan vergeet hulle dat dit die beste tyd is om in jou lewe te beplan. Op allerlei maniere. Mens sou net hieroor kom praat, dat as dit met jou goed gaan, kyk mooi na jou vriendskappe, doen moeite om uiteindelik by jou familie uit te kom, as jy nog relasies het met jou familie. En as jy nie het nie, tel dit op in die tyd wat dit met jou goed gaan. Die sonskynbeplanner is een wat ook na hulle self kyk, as dit met hulle goed gaan. Hierdie reis, kom ek noem dit in 'n woord, sommer net wat jy goed mee dalk sal ken, die reis met jou siel. Gee inhoud daaraan. Doen moeite om jouself te versorg. Op Moedersdag sou ek wil sê, is die heel specialste ding as jy hou daarvan, ek dink die meeste moeders of nie moeders en vrouens hou daarvan, om uiteindelik by 'n spa bederf te word. Hoekom? Ok, ek doen nie advertensie vir enige spasie nie, verstaan my? Ek verdien ook nie kommissie daarop om dit te sê nie. Die punt is net, weet jy, as jy lyflik versorg is, as jy goed voel oor jouself, dan kan jy hierdie lewe wat moeilik geword het, of 'n relasie waarin jy staan wat buitengewoon moeilik geword het, kan jy iets weer vind om dit aan te durf. Sonskynbeplanner, ons sou hoe lank daaroor kan praat, maar dit is wat 'n muurtjie doen. En ek praat nie net van finansiële beplanning nie, maar elke vorm van beplanning wat met jou emosionele samestelling te maak het. Hoe goed sien jy na jouself om? 'n Muurtjie is klein, maar sonskynbeplanner is hy getrein. Julle ken daai uitdrukking. En die dassie, ag, dis ook nou nie eers 'n ou mooi diertjie nie. Jy hoef nou nie eens vreeslik opgewonde oor hierdie diertjie te raak nie, maar weet jy wat's amazing aan 'n dassie, as jy hom nou daar sal sien, hierdie Magaliesberge, ek al 'n paar van hulle gesien, hulle het die ongelooflike vermoë om ten spyte van al die rotsformasies, sommer net so te kan beweeg oor daai rotsformasies. Ek noem die dassie die kransdanser. Hy kry dit reg om gevaarlike terreine sy balans te behou. Het jy nou in jou wildste drome al 'n olifant so voorgestel wat op hierdie rotse sou spring? Waarskynlik gaan dit moontlik wees in meeste van die Amerikaanse flieks. In daai hard 5 gaan jy waarskynlik so 'n olifant kan kry wat so spring. Maar nie elke dag se lewe, vergeet dit, gebeur net in die movies. Ons moet, soos die kransdanser, leer om op baie gevaarlike, moeilike terreine te beweeg, om dit anders te stel. Meeste van die terreine waarop ons nou bevind, of dit in die politiek is of in die ekonomie, en ons uiteindelik in ons samelewings, en ten minste in ons woonbuurte, is moeilike terreine waarin ons met die grootste versigtigheid moet beweeg om ook nie ons balans te verloor nie. Dis verskriklik maklik om op die oomblik ons balans in ons samelewing te verloor. Die kransdanser, 'n sonskynbeplanner en 'n kransdanser, en dan 'n springkaan, weer eens nie 'n mooi diertjie. Ek wens so die spreekskrywer kon 'n mooi diertjie gekies het. Die goedjies is ook maar lelik, hulle lyk so bietjie prehistories, as jy hom so kyk. Maar weet julle wat se amazing ding, en ek weet nou nie of hier enige boere is, wat nou nie meer 'n plaas het nie, as gevolg van springkane. Die vet alleen weet, as daai klomp springkane so bymekaar kom, dan sien jy hulle en dan sak jy neer in gebed, want jy weet, oor 35 minute, amper soos doen die Dion nou praat van 1:35, oor 35 minute, is jou land daarmee heen. Die goed vreet vreeslik. En hulle vreet jou hele land op. As hulle so saamkom in 'n span, en dis die woord wat ek vir 'n springkaan wil gebruik, spanformasie, is een van die kragtigste goed wat daar is. Die natuur leer dit vir ons. Moenie probeer om die battles van hierdie samelewing wat so moeilik geword het, en die aansprake wat op ons gemaak word, alleen te probeer fight nie. Dink nie jy gaan dit maak nie.
of jy gaan ongelooflik swaar kry. Dis ook die betekenis van 'n geloofsgemeenskap. Om as 'n spanformasie uiteindelik saam vir die Here te vra, wat staan ons te doen in hierdie land van ons? Help ons deur die werking van die Gees om met wysheid in hierdie land uiteindelik te leef. Maar veral, Here, dat ons 'n voorbeeld van hoop sal wees. Dat ons as gelowiges nie die eerste mense sal word en sê, okay, die woorde kan ek nou nie hier herhaal nie, want dit is 'n kerk. Maar dit kom daarop neer, mense maak droog in hierdie land. En dan begin ons met hierdie negatiewe diskoerse, wat omouend almal rondom ons, as die Christen gelowiges in hierdie land, is ons soms van die mees negatiefste mense oor hierdie land. Wat 'n wonderlike kompliment vir die Here wie in ons glo. En daardeur sê ek nie, alles is oukei nie. Luister weer na daai houding van die grondreëls. Maak ons sterker, beter, Here. Gee uiteindelik vir ons hierdie insig. En dat ons dan sal luister na hierdie diertjie voorbeelde. Ook verstaan dat baie van ons het onsaglike voordele waarvan ons kan lewe. Resources wat ons toegang het. Sonskynbeplanner, kransdanser en uiteindelik ook as 'n span, in spanformasie. En dit is nie al nie. Op 'n fyn manier, en hiermee sluit ek af. Op 'n fyn manier is daar 'n vierde diertjie. 'n Geitjie. Ek kon nie eers 'n mooi prentjie van hom kry nie. 'n Geitjie is so lelik, hulle maak hom uiteindelik net so in swart en wit. Maar 'n geitjie. En weet julle wat is die kragtige boodskap van 'n geitjie? 'n Geitjie wat sy stert kan verloor, soos ons ook maar. Die lewe kry ons soms beet en dan verloor ek iets van my. Dit gebeur met sommige van ons, ja. Ander het die voorreg om met ons sterte dwars deur die lewe te gaan. Sommige van ons verloor ons sterte. En of jy nog jou stert het vir hierdie reis, en of jy uiteindelik jou stert nie het nie, is daar een ding wat ons albei moet weet. Waar kan jy 'n veilige vesting vind? Hierdie is nie goedkoop vroom woorde. Soos daai bokser jare terug in die 60er jare, toe ek nou nog 'n kind was, toe hoor ek oor 'n radio, ek dink was iets soos Radio Oranje, nou het hulle 'n onderhoud met hom, nou sê hulle vir hom, ek dink hy was, sê maar oom Paul, hy is toe 88 jaar oud en hy was 'n goeie bokser gewees. Ek gebruik maar nou 'n anonieme naam. Hy was daar in Bloemfontein 'n goeie bokser. Nou vra hulle vir hom: "Oom Paul, waar wil oom nou eendag begrawe word? Want jy het daar in Ceres geboks en jy het in Boksburg geboks en jy het in die Kaap geboks en nou is jy in Bloemfontein. Waar wil jy begrawe word?" Antwoord oom Paul, en ek sal dit nooit vergeet nie, op my klein radiootjie wat hy sê: "As die Here my spaar hier in Bloemfontein." Waar wil oom begrawe word? As die Here my spaar hier in Bloemfontein. Dankie. Dit vat nogal 'n rukkie om agter, want dit was sulke diep woorde van hierdie oom Paul. Ek as kind, dit het so indruk op my gemaak, totdat ek later as groot mens besef het, ag nee. Ag nee. Ons is tuisteweters. Mense wat die voorreg het om aan 'n heilige God te behoort. Mense uiteindelik, wat wanneer ons na onsself sal kyk, altyd sal weet ons is tuis in die koninklike paleis. Dit beteken dat ek altyd aldag alles nou verstaan van hierdie koninklike paleis nie, maar daar mag ons weet dat ons tuis mag wees. Dat ons in God se teenwoordigheid 'n diepte kan vind wat nêrens anders te vind is nie. Die geitjie weet hy's 'n tuisteweter, die koninklike paleis. En so, ag ek het nou sommer 'n goedkoop prentjie mag gekies om jou net 'n idee daarvan te gee. Jy mag dalk dink jy's 'n klein katjie, maar ek wil hê jy moet in die spieël kyk. In die spieël kyk van die evangelie en jouself op hierdie reis so sien. Sien jouself op hierdie spieël as 'n tuisteweter op hierdie wyse. En dan gaan ons op reis. Dan kyk ons vanaand eers, maar wat sou die skoenlappers wees?
Wat sou uiteindelik dan die genade wees? Hierdie tuisvind van geborgenheid in die koninklike paleis. En ek wil jou uitnooi om saam met my dan hierdie reis te begin. Amen. Here God, U nooi ons uit as U handewerk, as U kosbare handewerk. Vandag spesiaal wat ons ook vrou wees voor U kan vier. En op so besondere wyse omdat ons vanuit wysheid weet dat ook die vrou op 'n besondere wyse die oorsprong van lewe is. Ja, of ons 'n man is en of 'n vrou is, dat 'n vrou in hierdie opsig die besondere gewer van lewe is. Maar Here, as ons nou op reis gaan, dan wil ek vra dat U saam met ons op hierdie reis vir ons uiteindelik iets sal oopbreek van 'n verstaan van U genade, die raak sien van skoenlappers. Amen.